geliefdes. Dis vir my lekker om almal van julle weer te sien, of baie van julle weer te sien. Na 'n lekker vakansie, party van ons was lekker lank weg, maar mag die Here vir ons as 'n gemeente en as 'n groep wat saam kerke wonderlik seën, en mag elkeen van ons ook saam met mekaar in hierdie jaar God se seën ervaar as deel van ons kerk. Geliefdes, ons begin vanoggend met 'n toetrede lied, lied 163, soos 'n wildspok, jy ken dit goed. Daarna gaan ek jou groet met God se seën. Dan gaan ek vra dat jy net bly staan, dan gaan ons saam ons geloof in God bely, en dan sing ons die 260 en die oorwinningslied na dit as antwoord op daardie belydenis en op God se seën groet. Kom ons begin vanoggend sing saam met my lied 163. Die wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. Hulle vlieg met arendsvlerke, hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle loop en raak nie afgemat nie. Geliefde, luister saam met my as God jou groet, as hy sê, genade en vrede vir jou van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here, en van die Heilige Gees, jou en my trooster. Amen. Geliefde, ek wil hê jy moet saam met my in jou hart jou geloof as volg bely. Kom ons bely ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. Ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Geliefdes, ons sing die 260 vers 1 en 11 en dan sing ons daarna die oorwinningslied om ook ons oorwinning in God vir onsself te bely. Kom ons sing saam.
moet my maters my eers behelp. Ja, steek 'n bietjie op, al my laerskoolouens, waar is julle? Laat ek sien, nie jy nie weer. Dan sê hy, nog, steek hoog op, dat ek kan sien waar sit julle. Ok, jou pa moet jou help. Right, nou kan jy maar afval. Wat sien jy daar? Ok, wacht. Ek het nou gedink, julle het nou lekker gerus. As julle mooi kan kyk. Wat sien jy daar? Wie kan my help? 'n paar huise in een pad. Ja, ek dink dis redelik goed, maar kan ons dit mooi sien? Nee, hoekom nie? Want dit is uit fokus uit, nee. Nou vanoggend gaan ek met jou praat oor God se plan vir ons lewens. Nou, baie keer as ons vorentoe kyk, dan lyk ons lewens so. Ons kan nie mooi sien nie. Dit is maar bietjie dof. Hierdie is eintlik mense wat daar stap, maar ons kan dit nie mooi sien nie, want dit is so bietjie dof, nee. En dis baie keer hoe ons oor die lewe dink. Die lewe se planne is partykeer bietjie dof. Maar vanoggend gaan ek van jou lees van Abraham. En wat hy gedoen het, hy het God se bril van geloof opgesit. En as hy dan na die toekoms kyk, dan het hy geweet dis God se plan en nie sy plan. Ja, kyk wat maak daai bril. Sien jy die res van die prentjie is so bietjie dof en dan as jy deur die bril kyk, dan kan jy eintlik bietjie beter sien wat daar aangaan. En dis wat God van ons vra. God se plan is dat ons sy bril op ons koppe sit, op ons oë sit. God se plan is dat as ons vorentoe kyk en ons wil gaan doen, dat ons doen soos wat hy ons wys om te doen. Dis nie al wat ons moet doen nie. Ons harte moet ook rustig raak. Al lyk partykeer die prentjie so, dan moet ons nie bekommerd raak nie. Want ons moet weet, God het altyd 'n plan. Ek lees dan vanoggend, geliefde, vir jou die gedeelte van Abraham, wat na God se plan moes luister. Ek wil net hier aansit. Ek lees vir jou die gedeelte oor Abraham, wat na God se plan moet luister. Genesis 12, vers 1 tot 9. Die Here het vir Abraham gesê, trek uit jou land uit, weg van jou mense en jou familie af, na die land toe wat ek vir jou sal aanwys. Ek sal vir jou 'n groot nasie maak. Ek sal jou seën en jou 'n man van groot betekenis maak, en jy moet 'n seën wees. Ek sal seën wie jou seën en hom vervloek wat jou vervloek. In jou sal die volke van die aarde geseën wees. Abraham het toe weggetrek, gehoorsaam aan die woord van die Here, en Lot, wat sy swaar was, saam met hom geneem en hy het saam met hom getrek. Abraham was 75 toe hy uit Haran uit weggetrek het. Hy het sy vrou Sarai en sy broerskind Lot en al die besittings wat hulle bymekaar gemaak het en al die slawe wat hulle in Haran aangeskaf het, saamgevat en hulle het weggetrek na Kanaan toe. Nadat hulle in Kanaan aangekom het, het Abraham deur die land getrek tot by Sichem, sy aanbiddingsplek by die groot waarsêersboom. In daardie tyd het die Kanaaniete die land bewoon. Toe het die Here aan Abraham verskyn en vir hom gesê, aan jou nageslag gee ek hierdie land. Abraham het daar 'n altaar gebou vir die Here wat aan hom verskyn het. Van daar af het Abraham verder getrek na die bergwêreld toe, oos van Bethel, waar hy tent opgeslaan het met Bethel aan die weste kant en Ai aan die ooste kant. Daar het hy 'n altaar vir die Here gebou en die naam van die Here aangeroep. Toe het Abraham kamp opgebreek en algaande na die suidland toe versit. Ek wil so 'n paar verse daar in die begin vir jou herhaal. God sê vir Abraham, en God sê vanoggend vir elkeen van ons se harte, ek het 'n plan. Miskien lyk hier die plan vir Abraham
nie of dit kan werk nie. Miskien lyk die prentjie van hierdie plan so 'n bietjie dof soos wat daai ander prentjies gelyk het. Maar Abraham trek. God sê vir hom, hy sal vir hom wys. En dan sê God vir hom, hy sal hom seën. Ek sal jou seën en jou 'n man van groot betekenis maak. En dan moet jy 'n seën gaan wees. Vanoggend as ons God se woord hoor, dan hoop ek jy hoor dit. God het altyd 'n plan. Hierdie is nie net groot planne nie. Hierdie is 'n plan vir jou hart, vir die tyd wat kom. En dan sê God vanoggend, ek sal jou seën, maar dan die opdrag. Ek en jy moet ook 'n seën gaan wees. Ek en jy moet daardie seën gaan dra. Mag die Here dit stil maak in ons harte vanoggend, dat ons werklik kan hoor wat sy woord vir ons wil sê. Geliefde, ek wil saam met jou bid voordat ons aangaan te bid saam met jou. Here ons God, U wat was, U wat nou is, en U wat vir ewig sal wees. Dankie vir die kosbare voorreg om saam met geliefdes in U huis by mekaar te wees. Dankie dat ons hier kan saam wees om U stem in ons lewens te hoor, Here, deur die werk van U Gees. Eintlik is ons net soos Abraham gestuurdes aan die begin van 'n nuwe reis vir die res van ons lewens. Ja, vandag is die begin van die res. Mag ons U woord hoor. Mag ons U seëninge en die gawes erken. En mag ons dan in hierdie oggend ook ons harte oopmaak om te hoor dat dit waarmee U ons seën, ons menswees en liefde en vrede en genade, dat ons dit kan gaan uitdeel. Dat ons dit kan word waarmee U ons seën. Dit is vir ons so maklik, Here, om na ons eie lewens te kyk. Dit is vir ons so maklik om na onsself om te sien, sonder om weg te kyk. Maar bid ek ook vir hierdie gemeente en elke ander gemeente en kerk in ons dorp en in ons land. Geef vir ons die voorreg, o Here, om ons oog te hou op ons doel, op ons roeping, op dit wat U vir ons gestuur het, om te word en te wees. Dat as ons vandag hoor, dat ons moet uitgaan en gaan doen, dat dit ons hart sal word, dat dit ons wese sal wees, om te gaan doen, sodat ons U liefde en U genade vir hierdie wêreld kan wys. Seën elkeen van ons se hart, al is ons groot, of al is ons klein, gee vir ons in hierdie dag U vrede wat alle verstand te bowe gaan. Ons bid dit nie omdat ons iets daarvan kan verdien nie, maar ons bid dit net omdat U ons God is en ons elke dag U genade sien. In Jesus se naam. Amen. Ons kry baie keer boeke wat ons lees oor ons doel in hierdie lewe. Ek dink dit is seker een van die grootste gevare van leef, is as ons net leef en ons dink nie dat ons meer 'n doel het nie. Ons dink nie dat ons meer 'n betekenis het nie. Nou 'n doel in hierdie lewe is 'n persoonlike ding. Dis iets wat ek hoor en ervaar. Maar is ook 'n ding wat ons gemeenskap en ons skole en ons kerke raak. Eintlik kan ons vir mekaar sê, enige dinamiese liggaam of iets sonder 'n doel
Ons eintlik nêrens heen op pad nie. En dis dan vanoggend wat ek vir jou wil vra. Weet jy nog, wat is jou doel? Weet jy nog, hoekom jy is waar jy is en doen wat jy doen? Want dit is 'n gegewe as jy hier sit en jy lewe en jy het die voorreg van lewe, dan het jy nog 'n doel. Niemand van ons behoort doelloos te lewe nie, want dan gaan ons net in sirkels leef en dan raak ons nader aan so gewoond aan daardie sirkel wat ons leef, dat ons nie eers meer die waarde van lewe en tyd en al die ervarings geniet nie. Dieselfde vraag vir ons as kerk en kerke. Doen ons nog wat ons moet doen? As God vir ons sê, julle is my kerk op aarde, is dit wat God met ons bedoel? Is dit wat God met ons bedoel, wat ons doen? Of het ons ook so besig geraak met al die dinge, dat ons ook so bietjie van die bal af is? Want hierdie kerk, en elke kerk in hierdie dorp, en in hierdie land, en in hierdie wêreld, het as 'n eenheid ook 'n doel. Ja, ons is nie net sommer nie, ons is nie net sommer 'n plek waar ons 8:30 op Sondagoggende by mekaar kom en 'n preek luister en dan van hier af weggaan en mekaar weer volgende week sien. Ons is deel van die liggaam van Christus en ons het 'n doel. Nou is die vraag vanoggend, God beloof vir Abraham dat hy met hom 'n plan het. En hierdie plan wat God met Abraham het, sê eintlik iets van sy doel. Hy moet op die woord van God vertrou, en dan moet hy alles wat vir hom kosbaar is vat, en onthou, hy het nie 'n rekenaar of 'n GPS of 'n pad of 'n telefoon of 'n vriend wat hy kan bel met 'n selfoon nie. Hy moet alles wat hy het en is vat, en hy moet trek. Ja, God gaan vir hom die rigting gee waarin hy moet trek, en hy moet trek dat God vir hom sê, hy het op die plek aangekom. God beloof hom dat daar 'n doel is. Hy luister na daardie belofte en hy gaan leef sy doel. Vanoggend wil ek jou vra, het die beloftes van God, maak dit nog 'n indruk op jou lewe? Het die beloftes van God nog iets wat dit vir jou beteken in jou lewe? As God jou beloof het dat hy jou God sal wees, as God jou beloof dat hy jou vrede sal gee, as God jou beloof dat jy nie oor môre of oormôre of die dag daarna of die hele 2025 moet bekommer nie, maak dit jou hart nog rustig. Het God se beloftes nog op jou lewe 'n indruk, geliefde? Ek wonder of ons lewens lyk soos wat dit moet lyk. En as ek hierdie goed vir jou vra, dan praat ek nie van 'n klompie goed wat ons weet ons verkeerd doen en probeer reg doen en probeer anders doen nie. Ek praat nie van daardie dinge nie. Ek praat van gestuur wees en ek praat van 'n doel. Ek praat van eintlik jou hele mens wees en jou hele lewe. As jy vandag beplan om te leef, is God nog deel van daardie plan. As jy vandag beplan om te gaan doen en te gaan ervaar tussen jou mense en te gaan werk en te gaan wees, is God nog deel van daardie plan. As ek na die lewe kyk, dan lyk dit nie eintlik vir my so nie. Want as ons doen soos wat God vir ons vra om te doen, dan sal ons vrede in ons harte dra.
As ons doen soos wat God vir ons vra om te doen, dan sal ons liefde en vergifnis en genade in ons harte dra. Jy hoef nie ver te gaan om dit te gaan beleef of die teendeel daarvan. Jy kan maar net sommer na jou eie hart en na die mense wat rondom jou leef se harte kyk. Wys ons nog vir mekaar vrede, geliefdes. Wys ons nog vir mekaar genade en vergifnis en liefde. Ek dink daar het 'n slapheid in ons menswees gekom. En wanneer daar 'n slapheid in ons menswees kom, dan gaan doen ons naderhand soos wat die wêreld en ander doen, omdat ons eintlik nie lus is om te kies om anders te wees nie. Omdat almal anders te kla ek ook maar. Omdat almal anders onvergewensgesind is ek maar dieselfde met my genade. Omdat almal kwaad en opgeklits is en Pick n Pay, dan doen ek maar dieselfde, want dit is alwaarin ek gewoond is. Hoekom? Hoekom kies ons nie vir vrede nie? Hoekom kies ons nie? Hoekom hoor ons nie ons doel nie? Ek dink dit is so maklik, want ons kyk van onsself af weg. Ek ken daar die storie van, toe ons klein was, dan sê ons, ek het hom geslaan, want hy het my eerste geslaan. En dan begin ons naderhand so teruggaan, en ons doen naderhand, omdat ander aan ons doen, en ons nie self kan kies om te doen. Vanoggend is daar baie verskonings. Daar's baie verskonings om nie voluit te leef nie. Daar's baie verskonings daar buite en in ons harte om nie vrede te hê nie. Daar's baie verskonings om met 'n klomp mense ongeskik te wees en ontevrede te wees. Maar is dit wat ons behoort te doen? Is dit hoe dit lyk as God se beloftes op ons 'n invloed het? Dieselfde met die kerk. En ek praat nie net van ons gemeente nie, ons is geseën. Ek praat van God se kerk hier op aarde. Hoekom is dit vir ons so moeilik om ons kerke vol te kry? Hoekom is dit vir ons so moeilik om ons mense in die kerk te kry, dat ons naderhand moet probeer om allerhande ander goeders te doen, sodat mense net tevrede kan raak met die kerk? Dis nie wat God beloof nie. Dis nie wat God vra nie. Ek dink ons lewe in 'n tyd wat ons voel dat alles op pad af is. Dat niks is eintlik hoe dit moet wees nie. En weet jy wat? Ek dink dis die siekte van ons tyd, dat ons eintlik net daaraan vaskyk. Ons soek eintlik maar net in hierdie lewe die dinge wat af op pad is. Of die dinge wat seer maak, of die dinge wat negatief is, of as ons met mekaar praat, is dit 90% van ons gesprekke, waar ons of kla oor die land, of oor die dorp, of oor die kerk, of oor mekaar. Want ek dink ons is besig om ons doel te mis. Ek dink ons is besig om te dink dat die lewe maar net 'n sirkel sonder 'n doel is, en ek moet dit maar net leef totdat dit die dag klaar is. Abraham wys vir ons anders. God beloof, Abraham luister, en dan gaan doen hy. Sy opdrag: jy moet doen wat ek vir jou vra om te doen, want sê God, ek sal jou seën. Maar daardie seën van God kan jy nie net alles vir jouself hou nie, want dan het daardie seën van God eintlik nie sy doel bereik of sy waarde bereik nie. Hy sê vir Abraham, ek gaan jou seën, sodat jy 'n seën kan word. Dit is eintlik jou doel.
My en jou se doel op hierdie aarde is om tot seën te wees vir ander. En nou wil ek hê jy moet vir 'n oomblik aan jou eie mens wees dink. En onthou, ons praat nou hier van alles in jou lewe. Seën jy nog ander net met jou teenwoordigheid? Nie omdat jy belangrik is nie. Nie omdat jy magtig is en groot is nie. Nee. Inteendeel, seën jy nog ander met jou nederigheid. Net met jou mens wees en daarbey bedoel ek sommer tyd en gawes en al die seëninge wat jy ervaar. Is jy nog daar, geliefdes? Doen jy nog jou doel? As God sê, my genade het jy, my vrede het jy, my guns en gawe het jy, deel jy dit nog uit? Onthou, dis nie ons sinne nie. Dis nie iets wat ek kan bære nie. Ek het 'n mooi ding gelees en die ou skryf, dis iets wat ons met 'n oop hand vashou. As ek iets met 'n oop hand vashou, dan is dit net geskenk. Dit het niks met my te doen dat ek dit kan toemaak en kan vashou en myne kan maak nie. Is jy nog die lig wat skyn in ander se lewens? Ek wonder net. Ons kan nooit na binne net leef nie. Ons kan nooit net na binne sorg nie. Ek dink ons lewe in 'n wêreld, in die Engels het 'n spreekwoord wat sê, the survival of the fittest. Waar ons net eers wil kyk na onsself. Waar ons net eers wil sorg dat ons vrede het en ek gelukkig is en ek op die regte plek is en ek genoeg het van alles wat ek ervaar en kan kry en dan kan ek besluit of ek dit wil deel. God sê, nee. Hy sê, jy het klaar genoeg. Jy het klaar alles. Dit gaan nie oor 'n besluit wat jy moet hê nie. Jy en ek het alles in ons lewe om ons doel te leef op hierdie aarde. En God het daarvoor gesorg. Nou moet ons die lig aansit, dat ons dit kan word. Dis die uitdaging vir my en jou lewe. Dis die uitdaging vir die kerk. Dis die uitdaging vir ons gemeenskappe en ons gesinne en ons vriendekringe. Dat ons vir mekaar die lig moet aansit en die lig moet wees. Dat ons vir mekaar vrede en liefde en genade moet wys. Dat ons mekaar moet vashou, waardeer. Nie omdat ons moet nie, maar omdat dit is hoekom God ons gemaak het, sodat ons mekaar vir hom kan versorg. Ek dink baie keer ons dink oor hierdie goed soos aardse goed, dat as ek dit gee, dan gaan dit opraak. Hoeveel moet ek gee? Jesus antwoord eendag 'n man toe hy vra, maar hoeveel keer moet ek nou hierdie vergifnis gee vir hierdie ou? En toe sê Jesus 70 maal 7, wat simbolies is. Wat eintlik sê dit kan nooit opraak nie. Vergifnis en genade en vrede en liefde mag nooit opraak by my en jou nie, want by God raak dit nooit op nie. En weet jy wat? Ek dink ons raak baie keer moeg om te leef, moeg om te gee, moeg om te hoor dat ons 'n doel het. En dan raak ons slap en ons raak lui.
En wanneer ons lei raak in hierdie konteks, dan draai ons net na onsself toe. Ons onttrek onsself van almal ander en ons sê, ons gaan net eers na onsself kyk en onsself regmaak. Ons gaan net eers vir onsself sorg. As jy vanoggend saam met my hoor, dan hoor jy dat God vir jou 'n plan het. En ek wil hê jy moet dink soos wat Abraham kon dink. Hy het nie geweet wat die plan vorentoe is nie. Hy het nie geweet wat daar gaan gebeur en waar hy gaan uitkom nie. En ek en jy weet nie wat gaan gebeur en waar gaan ons uitkom nie. Maar eintlik sê God vir hom, ek het vir jou 'n droom. En God sê vir hierdie gemeente en vir my en jou, ek het vir julle 'n droom. En dan sê hy, ek wil hê jy moet 'n seun gaan wees. Ja, ek gaan jou seën. Maar ek wil hê jy moet 'n seun gaan wees. Dit is waarmee God jou stuur. God stuur jou vanoggend, geliefde, om te gaan seën. God het 'n droom vir jou. God het 'n plan vir jou. Ek en jy moet dit net gaan doen. Wanneer ons God se beloftes hoor, is my kleinkind. Die eerste keer dat sy in die kerk is. Wanneer ons God se beloftes hoor, moet ons nie net hoor nie. Dit moet iets aan ons doen. Dit moet ons laat opstaan. Dit moet ons laat vertrou. Dit moet ons laat besef, die lewe is nie sommer wat net nie. Dit moet ons stuur. Daar is 'n klomp seën in jou. Daar is 'n klomp liefde in jou. Daar is 'n klomp genade in jou. Ek wil vanoggend sê, voordat jy verder leef, voordat jy verder aan al die ander dinge dink, voordat jy verder gaan planne maak of gaan drome uitwerk, gaan deel daardie seën. Gaan wees daardie seën. Want dit is wat God van ons vra. Mag die Here vir elkeen van ons wat hier sit en wat hier hoor, mag hy vir ons kansse gee vandag. En onthou, as ons oor kansse praat, dan is dit nie ons keuse nie. Dan is dit nie jy wat so oulik is wat besluit na wie jy toe gaan. Dan is dit sommer net in die gewone leef. En daar waar jy ander raak leef, daar waar jy ander sien, gaan word God se seën. Mag die Here vir ons oë gee, wat nie net binne toe kyk, wat elke plek wat ons buite sien, met sy vrede, met sy genade en met sy liefde sal seën. God gaan jou seën. Kom ek en jy, kom ons wees dit verander. Amen. Kom met ons saam. Here ons God, ons het gevra vir vrede in ons harte. Dat Here soos 'n stormwind wat bedaar en ons eintlik al die skade van die storm kan sien, maar tog die waarde van die reën kan ervaar. Ek bid vir daai vrede. Dat die winde van hierdie wêreld
En die winde van kommer en twyfel en angs, dat al daardie winde in ons rustig raak, Here. En dat ons oë kyk, en dat ons sien, dat ons U seëninge sien. En as ons dit sien, en ons sien die lewe, en ons sien tyd, en ons sien kanse, gee vir ons die krag om dit te word wat U ons bedoel het om te wees. Maak ons ore en ons harte en ons menswees in hierdie oggend gewillig, Here. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Lied sing saam met my, lied 514, die eerste en die tweede strofe as ons slotsang. Daarna gaan ek jou met God se seën groet, en dan sluit ons net ons erediens vanoggend met die Amen gebed af. Sing saam met my. Die Here ons God sal elkeen van julle seën, en die Here ons God sal elkeen van julle beskerm. Die Here ons God sal tot elkeen van julle se redding verskyn, en die Here ons God sal elkeen van julle genadig wees. Die Here ons God sal elkeen van julle se gebede hoor, en die Here ons God sal vir elkeen van julle sy vrede gee. Van nou af, my geliefdes, tot in alle ewigheid. Amen.